Goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en iets waar ek onlangs wakker gelê het, is estetiese musiek. Dis nie net musiek nie, dis musiek met 'n pragtige musiekvideo. Hy laat jou iets voel en as die persoon dit lewendig sing, is dit mooi om na te kyk. So toe bel ek 'n goeie vriendin van my, Sosie, om te kom gesels oor hierdie hele gedagte, hoe mens jou lewe esteties maak. Word, ek dink glad nie my lewe is esteties. Ek dink jou lewe is baie esteties. Jou alles, jou huis, jou sosiale media, jou klerestyl en jou musiek. Sure, ek het nou, dankie. Ek dink nie dit nie, maar net seker want ek Jy dink leef aan elke dag. Nee, maar ek dink my huis is soos 'n cozy huis. Dis definitief nie 'n crafted. Is nie soos 'n curated situation. Dit was net soos ek hou van hierdie groen, so kos maak jy meer groen. Nice. En ek het baie plante, so dit help, maar nie omdat plante mooi is nie, net omdat ek bly in Johannesburg. En ons sport bietjie suurstof, baie bome, bietjie plante in die huis, baie bome buite. Oh nice. Ja. Ons in is fake. Okay. Wel, I mean, dis daarom Garsfontein het bome. Garsfontein het bome en ligverkoelers. Ek love hierdie neighborhood. Dis 'n baie lekker neighborhood. Dis Ek ken veilig. glad nie Pretoria nie, maar Maar bietjie dit voel nie soos Pretoria nie, né? actually, so ek weet iets wat ek weet van Pretoria. Ek weet die cool mense kom van die moed. Hulle het 'n baie plat op die aarde, Ja. lieflike, amper mense plaas-like leefstyl nie, Okay. maar hulle doen nogal goed op die ou manier. Hulle is baie rustig, hulle hou van stappies saam met hulle honde Yes. en hulle hou van plat Afrikaans. Ek Iemand gemeld. slaat baie lekker. Nee, ek slaat baie lekker in by al daai. Oh, wat jy nou lovely. genoem. Maar ek dink van die platteland Yes. is groot geword. Ek sê nou so- platteland, ek dink dis net omdat die erwe groter is, dis ouer huise. Dis Okay. nie platteland nie, dis die verste ding van platteland af. Maar dis die feel wat ek kry as ek in die mense in die Moot se huis instap. Dis Dit voel vir my klein soos 'n dorpie. plattelandse huisie. Okay. Ja, So ek weet die moed is cool. Waterkloof is fancy, right? baie fancy. Waterkloof is fancy. Wat is die fancy deel van Johannesburg? Sandton? Sandton, okay. Ja. Houghton nog steeds of nie? Houghton, ja, maar dis is oud fancy. Dis is Okay. ou geld. Sandton is Ou nuwe geld. geld. Oh, got you. Waar's ons ou geld? Want Waterkloof is redelik nie. Ek wil sê Waterkloof kan actually ou geld wees en ons Silver Lakes nuwe geld. Okay. Dis die estate. Dis die Ek stad. het al gehoor van die Yes, dis 'n estate. baie posh Is dit estate. nie waar hulle vir Real Housewives en Inderdaad. Silver Lakes? Hulle is van daar af. En jy kan voel jy is in Silver Lakes as die mense wat vir die mense in Silver Lakes werk met fancier karre as joune verby jou ry. Okay. Yes. Okay, cool. Dis 'n baie humbling experience. So dis nie, maar dis daai elke huisie lyk dieselfde estate of Nee. Blykbaar in die beginfase het meer van die huise soos mekaar gelyk. Dit lyk nogal so as jy in die pre-estate inry, maar hy hou aan groei. Daar's konstant, hulle is besig om nuwe huise te bou. Ek skatte, maar ek dink hy raak nou nogal vol. Maar die huise daar is pragtig. ek het geen opinies oor die Pretoria nie. Ek was nog nie genoeg hier om sterk opinies te hê nie. Okay. Ek is wel soos verlief op Johannesburg. Hoekom is jy Dis verlief op Johannesburg? Want toe ek al aankom, het ek basically net my boetie geken en soos 2 van sy vriende en binne 'n jaar het ek 'n hele gemeenskap van mense gehad. Ek kon dit nie glo nie. As jy werk kort gaan mense hier vir jou werk. As jy wat ook al jy nodig gehad het en ek dink wat iemand het dit A Dad for You, hy het dit so mooi opgesom. Hy het gesê as jy in Johannesburg nie na jou mense kyk, is dit die stad jou opeet. Waar ek voel in die Kaap het jy die berg, sê kort nie die mense nie. En daai is vir my soos die begin van jou einde as 'n mens. Girl, en dit Geen is haat op Esthetical die Kaap 101. nie. Nee, daal. Ek het dit opgesom. Is klaar. Sal jy ooit Kaap toe trek? Sal jy Nee. glad nie? Dit was 'n baie vinnige baarde nee. My baie goeie vriendin bly daar, my beste maatjie is in die Kaap. Ek sal die Weskus oorweeg, want dit voel weer vir my soos lekker mense wat ek verstaan, Yes. mense wat ek ken. Ek Yes. is mal oor die En ons Weskus. bietjie buite die stad. Net so 'n bietjie waar die stad self nooit in my lewe nie. Jy kry mense wat goed probeer maak. Wat goed maak en goed probeer maak
wat skep, daar was niks. Yes. Jy was by jou huis en toe dink jy aan iets en toe dink jy aan hierdie en nou maak jy hierdie. En daar was niks totdat jy hierdie gemaak het nie. En die simple fact dat jy besluit het om van niks af iets te maak is een van my favourite goed wat mense doen. Ai Dus sis. dit neem my aan, dit excite my. Maar as jy mens. met jou musiek, dankie by the way. Maar jy met jou musiek, want dit is iets wat Afrikaans nie ken nie. Ek dink nie ons het Afrikaans kan baie vinnig. Ek wil nie 21 is die regte woord nie. Dit kan baie vinnig dieselfde klink. Ek het eerlikwaar net goed gemaak waarvan ek hou. Dit was dit. Ek het gegaan cool. Ek het nie gegaan hierdie is wat daar buite is, kom ek doen dit of ek het liedjies geskryf wat ek van hou met die hoop dat soos een ander mens daarvan sal hou. En ek het hierdie keer of met hierdie musiek regtig so 'n ongelooflike span voel dit vir my gehad met So. Peach van Pletsen wat produce het en Oh wow. Richard Visser, my man wat die visuals doen en Andrei Badenhorst het vir die foto's gedoen. So dit voel soos 'n amalgamation van jy skryf hierdie goed op jou eie en jy het geen idee wat daarmee gaan gebeur nie. En dan wys jy dit vir een persoon, die eerste persoon is Richard en dan die tweede persoon is Peach en dan hou jy dit net daar. Jy hou dit so ek luister al hierdie musiek vir 'n paar maande. Maar dit is baie lekker. Dit nou vir die eerste keer. Ja, dit is baie lekker en dan ek weet nie wanneer hierdie gaan uitkom nie, maar Januarie kom die hele EP uit en dan Oh, dis awesome. so ek dink teen daai tyd gaan ek al so gatvol wees vir die musiek, maar dit gaan Almal cool gewees wees. want dit Augusta, dit is so mooi en jy gaan wees van ja. Nee, Ja. nee, ek sê ek excited, dit is regtig 'n baie sal cool trots proses. wees. Jy sal nou weet, net om te sit en iets te skep, jy weet. Ja, ja. Maar dis presies dieselfde met musiek. En ek dink dis wat ek bedoel met esteties. Dit laat my baie dink aan die Franse. Die Franse het 'n eenvoudige need gehad destyds om hulle eenvoudige lewe om hulle te vat en dit mooi te maak. Hulle het dit gedoen in hoe hulle geboue gebou het, in argitektuur. Hulle doen dit in hoe hulle na hulle self kyk. Hulle doen dit in hulle kleredrag. Hulle doen dit in hoe hulle lewe approach. Dis baie esteties. Hulle ry fiets, hulle lees boek op die trein. Die hoeveelheid mense van hulle wat boek lees op die trein is absoluut insane. So hulle vat hierdie algemene lewe en hulle maak dit mooi. Die koffie wat ons drink is mooi. En ek wonder baie keer by myself, wat vat dit om jou lewe so spontaan esteties te maak? Almal sê dit oor en oor, maar dit is iets te sê oor sosiale media is so eklig. Ek sit my musiek daar buite terwyl ek letterlik op stel besig is om art department te doen en soos bokse rond te dra of ek sal die dag 'n liedjie post en op daai dag is ek op kantoor besig om te help om 'n dokumentêre reeks te help reël. Regtig behind the scenes dis so ek dink dankie, ek bly my Instagram so, maar dit is nie, dis seker goed ook dat mense weet, dis ook nie die reine waarheid nie, soos as jy spontaan jou drome wil volg, gaan jy spontaan baie hard moet werk en goeders moet doen wat hierdie wat ons nou die lekker dele is 5 tot 10%, met 20. Kos gou max. Die heerlike dele is 20%, die onderhoude en die shows en die skryf daarvan en wat ek al. Die res is admin, want dis die lewe. Weet. En dis in elke beroep so. Ja. Of jy nou 'n lawyer is, die prep voor die tyd sien die mense nie. Hulle sien die case wat jy gaan veg in die hof. Ja. Radiowerk dis nie net jou mic aan sit nie, dis die prep voor die tyd. Maar dis met enigiets voel ek in die lewe so. Ons wil konstant hê alles moet lekker wees. Ja. Moet op aardig en hierdie lekker goed waardeer as jy nie deur daai minder lekker dele gaan nie. Ken jy die fliek Little Miss Sunshine? Yes. Ja, dit was hierdie great deel wanneer die oom wat ek dink Steve Carell speel die oom. Die oom sê vir die boetie wat ophou praat het, maar toe nou weer begin praat het, dan sê die boetie, hy wens ek moet net klaar maak met hoërskool is so aklig en dan sê hy vir hom, waarvan praat jy? Daai is jou main suffering years. Soos dit is noodsaaklik, want die goeie jare, die jare wat jy niks suffering gehad het nie, het niks groei plaasgevind nie. Sy. So, maar ek moet ook gaga net bieg. Gee glad nie om nie te groei nie. Soos as die lewe my so kan spaar om nie nou te moet groei nie.
Dankie. Want dit raak uitputtend, man. Ooh, ek is nie meer lus om te groei. Ek sal volgende nee. Ek seker ek sal weer moet, Vat 'n sabbatical. maar ek wil Ja. net hy's okay ook om nou nie die hele tyd te moet groei en vroeg en Dis vroeg groei nie. Ek groei, maar ek groei met my heupe. Nee, Ek sorry, ek lag so lelik in hierdie ding. O, glad nie. Dis, Glad nie. Gaan groot. Vir die Ons het editor, al sorry. al die soorte gehad. Maar weet jy wat is vir my mooi? Iemand wat dit eenvoudig kan laat lyk en en dis nou presies soos jy gesê het, dit is nie noodwendig eenvoudig nie. Iemand wat doelbewus die keuse maak om 'n mooi lewe te wil maak vir hulle self. Ja, Ek het die wêreld se respek daarvoor want ek het dit nie. Maar ek weet ook aan die agterkant van my kop die wêreld skuld my niks nie. ja. Ek gaan dit gaan soek. Dis amper soos asof jy dit moet uitkerf. Yes. En dis deel daarvan. Ek dink ons kyk so baie om ons en dan gaan ons hoe het hierdie persoon dit reg gekry of hoe het daai persoon dit reg. Ek was lucky in die sin dat ek het nie 'n label nie. Ek het nie iemand wat vir my sê wat se tipe goed ek moet of nie moet doen nie, of mag doen nie. My ma is baie chill. Nou, so 'n bietjie tyd gevat, maar sy's nou maar is dit. Dis gewoonlik die boeties. mammas. My boeties waren so ek was lucky in die sin dat ek nie kon kyk na iemand. Daar was baanbrekers vir my, obviously. I mean, daar's baie mense wat ek kan kyk na, maar hulle lewe het nooit vir my presies gelyk so wat ek wil hê nie. Dan moet jy net maar gooi. Moet jy maar Spoeg en hoop vir die plak beste. tot dit iets word waarvan jy hou. Ja. Mens kan. Voel jy mense is capable om jou eie lewe mooi te maak? Ja, ek dink dit hang af van wat vir jou belangrik is. Soos wat ag jy as mooi? Soos is 'n mooi huis vir jou mooi of is 'n huis met cool mense en wat jy baie liefhet vir jou mooi? Soos wat is die konsep, die lyntjies waarin jy mooi skryf? Wat is die verwysingsraamwerk vir jou Ja, wat want- mooi is? Soos ek vir jou sê, ek koop die klere en ek kort nie baie nie. Ja. En ek weet dit van myself wat ek wel regtig nodig het is gemeenskap en mense. Dis vir my iets wat ek weet ek nodig het. En ek dink loneliness kills. Ek dink Oh, dis dit 'n- is. Ja. Hulle het 'n studie gedoen, daar was 'n Netflix series daar. Ek het dit actually nou reg, ek met iemand daar gesels oor wat hulle noem blue zones wêreldwyd. En blue zones is waar die meeste mense oor die ouderdom van 90 gekonsentreerd in een area leef. En al daai Ek gemeenskappe het dit gesien, dis incredible. insane. Dis incredible. Took me a minute. Maar dit is die dorpie op die mountain waar hulle pasta maak. Yes. En Ja, dan ja, ja. Oh, dit was Waar incredible. hulle moet elke dag stap. En die nommer 1 ding wat hulle almal vir my in gemeen gehad het, was gemeenskap. Dis wat hulle gesê het. Jy het mense niemand om jou voor- nodig. En ons doen nie die weird ding wat ons soos ou mense wegstuur. Dit maak sin, jy werk voltyds, jy kan nie ouma kan ook nou nie in die huis en dan's nou irriterend en dan wat ek al, maar op die oomblik shan ons Ouer mense. en ek het seker 'n TikTok gewees, probably 'n TikTok wat hulle sê daar's 3 species op aarde wat vrouens, die female species lewe na menopause en dis humans, elephants en killer whales. Want wat is die doel van 'n female in 'n species as sy nie kan reproduce nie? Ek bedoel natural worldwide. En die enigste rede daarvoor sal wees om wysheid oor te dra. Ja. Is not knowledge. So jy dra kennis wat jy moet oorgee en dis hoekom ons hierdie en nou vat ons daai mense en ons gaan jy sien ouertyd baie sien jy maybe soos elke tweede Sondag. Ja. En ek dink ons ontneem onsself van daai wysheid. En dink in hierdie oomblik want onthou baie keer ouer mense, hulle lewensmaat is tot dan al oorlede. En hulle is in isolasie, hulle is alleen en ons maak nie tyd daarvoor nie want ons besige lewe met werk en alles laat dit net eenvoudig nie toe nie. So nou is die feit dat ons nie onsself oopmaak om te leer by hulle nie, druk ons hulle heeltemal een kant toe. Ja, maar ek dink ook nie dis die mense wat mense in wie se ouers in ouer huis is se skuld nie. Dit maak vir my heeltemal sin. Soos dit maak nie vir my sin op hierdie oomblik hoeveel 'n brood kos nie. Right? Soos as jy nou dink wat 'n brood kos nou in vergelyking met 3 jaar terug.
So nou Inflasie. kry jy households wat albei ouers moet werk. Ja. En dit beïnvloed nie net die ouer generasie nie, ook die jonger generasie. Dis hierdie soos ek voel ons het kapitalisme uitprobeer. Dit het nie gewerk nie. Ek sal nou nie vir kommunisme gaan nie, maar ek dink 'n goeie gesonde middelweg waar iemand nog steeds ek wil nie sê by die huis kan wees en na die kinders kan kyk nie, maar dit klink vir my baie forced. Alhoewel baie vrouens dit verkies. Maar ek dink wel dit help om 'n gesonde kind groot te maak wat genoeg liefde kry, wat genoeg aandag kry, wat weet wie hy of sy is, wat nie validation op 20 ander plekke gaan soek nie. En wat so geliefd voel en voel dat hulle 'n purpose het op aarde as gevolg van die feit dat hulle van 'n jong ouderdom af. Ek sê nou gemeenskap, maar dan is dit nog jou familie om jou het. Ek wil towards die einde van die gesprek by jou hoor, want jy straik my as iemand wat die mooi in die lewe raak sien, jy straik my as iemand wat lewe baie rustig vat oor die algemeen. Hoe hou jy op 'n baie besige dag jouself kalm? Ek wil dit gou oomblik vat. Richard, sien jy hierdie gesprek? sien jy wat mense dink van Maruba? Ek dink ek is eintlik iemand wat regtig sukkel met angs. Okay. Dit kan my soveel dat ek al nie goeders nagejaag het nie, omdat ek so angstig is daaroor. Ek het so gelag toe jy sê ons gaan praat oor wat hou jy wakker in die aand, soos alles. Ek het erge insomnia, soos, ja, dis iets wat, sorry, pak ek nou af. Glad nie, Maar ek dink as mens, my ma het vir my nou die dag hierdie gedig gegee. Ek gaan dit nou butcher. Dit het iets te doen met my heart was always troubled about the past, my head about the future, so I took it to my lungs. En dan doen sy hierdie ding met my bel, dan gaan in ek stres oor 'n ding en dan gaan sy vat dit longe toe. En dit is regtig iets, my nou die oggend was ek bietjie angstig oor die musiekvideo. Ag my. En ek sê dit net vir ek weet nou nie wat mense gaan sê oor hierdie nie. En toe sê sy net wag gou, sak gou jou skouers, maar sy is oor die foon en sy kan my nie sien nie. En dit was so cool, want toe gaan ek, jeggie, ek sit nog heel oggend, so van die angs. En toe sak ek my skouers, gaan sy vat dit longe toe. So ek dink dis iets wat my regtig baie help, vat dit longe toe. En ek het 'n baie cool bid video gekyk, wat vir my baie beteken het, wat ek in die aande doen, wat eintlik maar net soos meditation is. Okay. Ja, maar net laat mens nie in 'n patroon val van 'n gedig opsê of 'n rympie opsê. It becomes a habit. En een wat jy nie, soos 'n chore. You know, heaven forbid, jy bid omdat jy voel jy moet, like, anders gaan ek, dis is nie 'n rympie nie, dis wat wil ek regtig vra, wat wil ek voor dankie sê? Vir my is dit wie op dis wat is God en wie en hoe en hoekom en Jesus en vir my is dit baie meer soos 'n opwinding en curiosity. Yes. And just the getting to know. Want ek dink ons almal is horrible en ons almal is fantasties. En ons almal probeer fantasties wees, maar kom ek leer ken my terrible saam met my maker. Dit is mooi gesê. Praat nou weer so baie nog. Glad nie. Het jy my al ontmoet? Glad nie. Sis, ek wil wel om jy af te sluit op daai noot. Dis iets wat my baie kalm maak in die aand. As ek 'n rowwe dag gehad het en ek kan nie slaap nie, om my oë toe te maak en vir Here dankie te sê vir 'n goeie dag, vir gesondheid, vir my vriende, my familie, vir wie ek so lief is. Dan is ek kalm en ek kan rus. Ek kan met rus en vrede my hart my oë toe maak. Met die musiekindustrie in die agterkant van jou kop, wat laat jou in die aande rustig slaap? Die wete dat my hoekie mense okay is met wat ook al ek doen in die lewe. Of ek gaan, want ek het al rakke gepak in 'n apteek, by my niggie se man se apteek, of ek dit doen, en of ek waitress, en of ek musiek maak. Hulle gee om hoe dit met my gaan, ek gee om hoe dit met hulle gaan. So, as die mense nou daarvan hou of nie hou nie, ek het altyd vir hulle en dit hou my rustig. Dit is my klein hoekie, baie min mense. Maar dit is belangrik wie om jou tafel sit.
Dis baie belangrik. En om mee af te sluit, wat is 'n eenvoudige tip wat jy vir iemand daar buite het oor hoe om jou lewe mooier te maak? Meer esteties. Ek weet nie of ek meer esteties te maak nie, ek beloof. Om dit mooier te maak. Maar ek dink mens kan dit mooier maak deur om agter te kom en deur om present te wees. Dis mooi. In elke oomblik. Ja. Ek dink jy het my definitief meer rustigheid gegee Yay. oor estetika nie net in die lewe nie en wat als oor jou pad kom nie, maar in musiek ook. Ek dink dit speel baie groot rol in mense lewe. Jy het 'n hele nuwe roetine begin vat met musiek. Ek is ongelooflik trots op jou en ek dink Solsie gaan so goed doen. Yay. Regtig. En ek wil vir jou sê baie dankie dat jy saam gekyk het. Ons probeer volgende week weer. Lekker aand.